Jeremia hoofstuk 46. Die Here het vir die profeet Jeremia boodskappe oor die nasies gegee. Hy het die boodskap oor Egipte ontvang in die 4de jaar wat Jojakim seun van Josia koning van Juda was. Dit gaan oor Egiptiese koning Farao Neko en sy leer. Koning Nebukadneser van Babel het hom en sy leer by Karkemis langs die Efraat rivier verslaan. Kry julle wapens gereed, ruk op vir die geveg. Saal die perde op, bestyg hulle ruiters, neem julle posisies in, sit julle helms op, maak julle spiese blank, trek julle wapenrusting aan. Maar wat ek sien, die Egiptiese leer is verskrik, hulle het teruggedraai, hulle beste vegters is verslaan en kies die hasepad, sonder om eers terug te kyk. Hulle word van alle kante bedreig, sê die Here. Selfs nie die vinnigste kan wegkom nie. Die sterkste soldate kan nie ontsnap nie. Aan die noorde kan by die walle van die Efraat rivier struikel hulle en val. Wie is dit wat sy walle oorstroom soos die water van die Nyl, soos riviere op bruisende water? Dit is die Egiptiese leer. Hy spog dat hy sy walle oorstroom soos die water van die Nyl, soos riviere op bruisende waters. Hulle sê ons sal optrek en die aarde bedek. Ons sal stede en hulle inwoners saam verwoes. Laat die perde optrek en die strydwagens opruk. Laat die vegters uittrek, die mense uit Ethiopië en Libië, vaardig met skilde, en die mense uit Lydia, bedrewe met die boog. Hier is die dag van die oppermagtige Here die Almagtige. Dit is 'n dag van vergelding om jou te wreek op jou vyande. Die swaard sal doodmaak totdat dit genoeg het, versadig is van julle bloed. Dit is 'n offer vir die oppermagtige Here, die Almagtige, in die noordelike gebied langs die Efraat rivier. Egipte, jy is soos 'n jong meisie, gaan na Gilead en kry salf. Dit is eintlik te vergeefs, want daar is geen medisyne wat jou kan genees nie. Die nasies het gehoor van jou skande, jou uitroepe vul die aarde. Soldate val oor mekaar, hulle slaan saam neer. Die Here het weer vir die profeet Jeremia 'n boodskap gegee. Dit gaan oor koning Nebukadneser se planne om Egipte aan te val. Kondig dit aan in Egipte, maak dit bekend in Migdol, maak dit bekend in Memphis en Tahpanges. Sê, maak julle reg, wees voorbereid, want die geweld van oorlog sal almal om julle tref. Waarom het julle soldate gevlug? Hulle kan nie staan voor die Here wat hulle weggedryf het nie. Hulle struikel en val oor mekaar en sê, kom, ons gaan terug na ons eie mense en na waar ons gebore is. Laat ons wegkom van die swaard van die vyand. Hulle sal sê, Farao, die koning van Egipte, het 'n groot mond, wat 'n kans deur sy vingers laat glip het. Die koning wie se naam die Here, die Almagtige is, sê, so waar as wat ek lewe, iemand sal kom wat soos Tabor tussen die berge of soos Karmel waar die see is. Pak julle goed vir ballingskap, inwoners van Egipte. Memphis sal vernietig lê, 'n bouval sonder inwoners. Egipte is soos 'n mooi jong verskalf, maar 'n steekvlieg is op pad uit die noorde. Egipte se huursoldate is soos vetgemaakte kalwers. Hulle bied nie weerstand teen die vyand nie. Hulle draai om en hardloop weg. Die dag van straf het aangebreek. Egipte seil saggies weg soos 'n slang wegseil, want die vyand marseer met mag en mening. Hulle kom soos houtkappers met byle teen haar. Die Here sê, hulle sal haar bos afkap, al lyk dit ondeurdringbaar, want hulle is meer as sprinkane ontelbaar. Hulle sal die mense van Egipte verneder en oorlewer in die mag van die mense uit die noorde. Die Here die Almagtige, die God van Israel sê, ek sal Amon, die God van Tebes straf, asook die Farao in Egipte en al die ander gode. Ek gaan ook haar koning straf, ja, vir die Farao en almal wat op hom vertrou. Ek sal hulle oorgee in die mag van die wat hulle baie graag wil doodmaak, in die mag van koning Nebukadneser van Babel en sy offisiere. As dit verby is, sal mense weer soos van tevore in Egipte kom woon. Die Here sê, dit sal gebeur. Maar my diensknegt Jakob, moenie bang wees nie, moenie mismoedig wees nie, Israel. Al is julle ver weg,
sal ek julle red. Ek sal jou nageslag uit ballingskap terugbring. Israel sal terugkom en rus en vrede hê. Niemand sal hulle bang maak nie. Die Here sê, moenie bang wees nie, my diensknegt Israel. Ek sal altyd by julle wees. Ek sal die nasies waarheen ek julle verdryf het, heeltemal vernietig. Maar vir julle sal ek nie vernietig nie. Ek sal julle egter nie ongestraf laat nie. Ek moet julle dissiplineer, maar op regverdige wyse.